Hoi, ons gaan 'n bietjie kyk hoe kan ons diferensiasie toepas in sekere somme. Nou, as ons hierdie vergelyking het, fx is gelyk aan sin x plus cos x, dan kan ons nou byvoorbeeld vra wat is die intervalle waar hierdie ding 'n minimum en 'n maksimum of wat se intervalle sal hierdie ding toeneem of en watter intervalle sal hierdie funksie afneem. Nou om dit te doen moet ons die afgeleide eers skryf. En kyk hier, die afgeleide gee vir jou die hellings van 'n grafiek. En ons weet as die helling opgaan, dan is dan gaan hy mos dan neem hy toe, en as die helling afgaan, dan weet ons hy is negatief, dan weet ons hy neem af. So die afgeleide van sin is maar net cos x, en dan van cos is minus sin x. Okay. So wat ons kan doen is, ons kan hierdie gelyk aan 0 stel, om te kyk waar die draaipunte is. Dis miskien die eerste stap. So jy stel die fx gelyk aan 0, om dan die draaipunte te kry. Dit is maar met enige grafiek. So, en dan het jy cos x is gelyk aan sin x. Okay, nou hierso het jy 'n bietjie van 'n manipulasie of 'n triek nodig. So jy deel die cos x hier en hier in. Dan het jy 1 is gelyk aan tan x. Okay, so nou moet jy vra, wanneer is tan 1? Okay. Nou, wanneer is tan 1? Die verwysing soek, as jy die verwysing soek, dan sê mos net tan minus 1 van 1 is gelyk aan die verwysing soek. Dan gaan jy sien dat jy 45 grade kry, of dan kry jy pi op 4, en ons werk ons eintlik met radiale. So nou het jy pi op 4 gaan 1 hoek wees, maar onthou ons werk tussen 0 en 2 pi volgens hierdie som. So as nou kyk, waar gaan tan 1 wees tussen 0 en 2 pi? So as dit hierso by pi op 4 het ons ene, en dan die ander is mos nou, omdat tan positief is, en tan is positief hier en hier, gaan jy ook by pi plus pi op 4 werk, so dan het jy 5 pi op 4. Okay. So dis waar die draaipunte gaan wees. Nou as jy nou kyk, as jy nou die cos x so vat, minus sin x, en jy kies so 'n paar goeters tussen hierdie pi op 4. Kom ons kies dit, ons gaan 'n dingetjie hier kies. Maak so 'n blokkie en dan maak dit 'n bietjie duideliker. Pi op, ons kies pi op 4 daar, en dan links van pi op 4 kan ons byvoorbeeld pi op 8 kies, wat bietjie kleiner is. Dan het jy hierso, kom ons kies want jy gaan nou 5 pi op 4 hier kry. Dan kies jy eers tussen pi op 4 en 5 pi op 4, en dan kies jy byvoorbeeld pi. En dan na 5 pi op 4, dan kan jy byvoorbeeld 3 pi op 2 kies. Maar dan kyk jy mos nou, oepsie, nie heeltemal te groot, maar kom ons sal sien. So, nie te groot. Want die ding is, jy wil sien wat is die neiging hierso. Nou weet ons by pi op 4 gaan die helling mos nou 0 wees, want dis waar hy draai en daar draai. En dan kyk jy op pi op 8. As jy pi op 8 in cos x minus sin x invul, kry jy plus. Ons weet vanaf 0 tot by pi op 4 gaan hierdie ding toeneem. Die grafiek gaan toeneem, okay? Daar draai hy. By pi gaan hy negatief, so hy gaan jou afneem tot daar, en daar gaan hy weer positief soontoe. So nou het ons die intervalle waar hierdie ding toeneem en afneem. So ons weet die afgeleide van x is groter as 0 wanneer die x kleiner is as pi op 4, maar groter of gelyk aan 0, of hy is eintlik groter as 0, want by 0 gaan hy eintlik 0 wees. So hy neem eintlik toe. Maar goed, dit maak nie niks, die helling gaan altyd positief wees. Maar goed, en dan hierso, of die ander ene is x kleiner of gelyk aan 2 pi is en groter is as 5 pi op 4. Okay, en hy gaan afneem. Dus die afgeleide gaan kleiner as 0 wees wanneer
wanneer die x kleiner as 5 pi op 4 is, of wanneer hy groter is as pi op 4. Okay, so dis van die toeneem of die afneem, dis wat die toeneem en die afneem betref. Nou, as hulle vra vir die konkaviteit, of die, of ja, hoe die ding hardloop by so of so, moet ons kyk na die tweede afgeleide. Okay, so kom ons kyk die tweede afgeleide van hierdie funksie. As het nou klaar die eerste afgeleide gekry, en die afgeleide van cos x is minus sin x, en die afgeleide van sin x is maar net cos x. Okay, so om te kyk, miskien is die eerste ding wat jy kan doen is weer eens, is net om hierdie ding gelyk aan 0 te stel, want dan kry jy die infleksiepunt. Dit is nou, wanneer die grafiek soontoe neig, op 'n stadium dan swaai om, maar gaan aan die ander kant toe. Nou daar is die infleksiepunt. So dan kan jy in elk geval die konkaviteit ook daaruit aflei, soos ons hieronder met die afgeleide gedoen het. So stel hom gelyk aan 0, want die minus sin x is gelyk aan cos x, deel die cos x weg. Want kyk jy, as jy daarin mos nou gelyk aan 0 stel, dan vat jy die cos x oor, dan word hy plus, en dan is die sin nog negatief. Okay. Nou deel jy die cos x by al twee kante, dan gaan jy minus tan x is gelyk aan 1 kry, soos tan x is gelyk aan minus 1. Okay, die verwysingshoek gaan nog steeds 45 grade wees, want jy vat altyd om die 45 grade of pi op 4. Dis werk in radiale. Kyk, jy gaan altyd die, daar is minus 1. Jammer, minus 1 wees, want jy deel ons die minus weg. Okay. Die verwysingshoek is altyd, jy vat die tan oor, maar dan vat jy altyd die positief van daai. Okay, so dan kry jy die verwysingshoek is pi op 4, maar waar is tan negatief, is daar en daar. So jy gaan werk met, in die eerste koerant en die tweede, eerste koerant en die tweede koerant, so jy gaan hier werk met pi minus pi op 4. So dis dan 3 pi op 4, en 3 pi op 4, kyk maar, dan lyk nie baie duidelik nie. En dan hierso werk jy met 2 pi op 2 pi minus pi op 4. So dan is 2 pi is mos 8 pi op 4. 8 pi op 4 minus pi op 4. So dis dan 7 pi op 4. Okay. So, as jy nou weer daai funksie vat, minus sin x minus cos x, en jy kyk nou vir 'n paar goedjies, dan sien jy nou, okay, ons weet, ons gaan hierso met 3 pi op 4 werk. So jy kan eintlik net daar pi op 2 insit, en daar gaan jy, daar weet jy by 3 pi op 4, weet jy, het gaan 0 wees, want dit is mos die infleksiepunte. En dan het jy hierso 7 pi op 4, okay, goed. So nou moet jy net goeders links en regs van dit kies. Okay, so jy kan hierso pi kies, en jy kan daar 2 pi kies, en dan kan jy dit maar insit in jou sakrekenaar, en dan kyk ons hoe dit werk. So kom ons sê nou minus sin, minus sin, pi op 2, so dan het jy pi gedeel deur 2, okay, dan het jy minus cos, pi gedeel deur 2, en dan is minus 1, so daar het jy minus 1, okay, ja, minus 1, daar gaan natuurlijk 0 hê, as jy pi daarin vervang, dan kan ons al klaar raai, dit gaan negatief wees. So wat gewoon ook hoe dit werk, plus negatief, positief, negatief, positief, negatief, positief. Okay, so kom ons kyk. Ja, is dit positief. Okay. Dit is 7 pi op 4, hy gaan 0 wees, dan kan jy 2 pi daar insit, en 2 pi gee vir jou, en negatief, ja, okay. So nou sien ons, as die, nou sien ons ten minste die intervalle, ek gaan nou nie neerskryf nie, maar tussen 0 en 3 pi op 4, nee.
is dit 'n 9, is die tweede afgeleide negatief. Okay? So nou kan julle vra nou goed, wat beteken dit as 'n tweede afgeleide is? Ja, die tweede afgeleide, ek net seker maak, is dat, okay, so as hy positief is, nee, dan gaan hy so, as hy negatief is, dan gaan die grafiek so gaan, okay, so gaan, as hy konkaaf, hier is hy konkaaf op, hier is hy konkaaf af. Ja. Okay, so, ja, so, of konkaaf, ja, konkaaf op, ja, konkaaf, miskien moet ek dit liewer so vertel, konkaaf, downward, of konkaaf, daar is ek verkeerd hoor. So, is nie 'n goeie verduideliking nie. As hy negatief is, dan gaan hy so, hy is besig om te draai, okay? As hy positief is, dan gaan hy nou is hy besig om op te gaan, dan gaan hy so. Okay. Goed, so daar is die twee goedjies, wat is nou 'n gedagte moet hou. So hy gaan op, hy is besig om op en steiler te raak, hierin raak, platter en steiler, dan gaan hy platter raak. Okay, goed, so dit is hoe dit werk. Net in terme van die minimum en maksimum goeders, ons kan sommer hieruit aflei, hierdie tabelletjie hierso by die afgeleide, dat hierdie is 'n maksimum, want kyk, die helling gaan op, en dan gaan die helling af, so dan moet hierdie 'n maksimum wees, en hierdie is natuurlik 'n minimum. Goed, so ek hoop, dit help julle 'n bietjie met die tweede afgeleide en die eerste afgeleide.